In hoofstukke 19 en 11 het Paulus lank stilgestaan by 'n moeilike vraag. Wat van die Joodse volk? Wat beteken dit dat baie van hulle nie in Jesus glo nie? Hy skryf met 'n swaar hart daaroor. Dit maak hom hartseer dat soveel van sy eie volksgenote nie vir Christus aanvaar het nie. Maar aan die einde van hierdie gedeelte gebeur iets besonders. Skielik verander Paulus se hartseer in aanbidding. Terwyl hy nadink oor God se plan en God se werk in die wêreld, breek hy uit in 'n lofsang oor die grootheid van God en hy skryf: Die wysheid van God, alles wat hy weet, alles wat aan God behoort, is meer as wat ons kan verstaan. Ons kan nie weet wat God besluit nie. Ons kan nie uitvind wat hy wil doen nie. Wie mag vir die Here sê wat hy moet dink? Wie mag vir hom sê wat die regte dinge is wat hy moet doen? Of wie het eers vir die Here iets gegee, sodat die Here dit dan weer vir hom moes teruggee? Die Here het alles en almal gemaak. Alles en almal kom van hom, en alles en almal moet hom dien. Daarom moet ons die Here altyd prys. Amen. Dis merkwaardig. Net 'n paar verse tevore praat Paulus oor sy hartseer oor Israel se ongeloof. En nou sing hy 'n loflied oor God se wysheid. Hoe kan hy so vinnig van hartseer na lof beweeg? Die antwoord lê in iets wat Paulus net voor dit gesê het. Hy noem God se plan 'n geheimenis, iets meer as wat mense kan verstaan. Hy besef dus, hy hoef nie alles te verstaan voordat hy kan glo nie. Sy eie verstand is nie die maatstaf van wat waar is nie. God is groter as ons begrip. God se wysheid en planne gaan verder as wat ons kan redeneer. En juist daarom bars Paulus in lof uit oor die rykdom en wysheid en kennis van God. En hierin lê daar ook 'n groot troos. Vir ons wat hartseer in ons harte oor iemand naby aan ons dra, 'n kind, 'n kleinkind, 'n familielid of 'n vriend, iemand wat nog nie die Here dien nie, of wat dalk van die geloof af weggedryf het. Soms kan dit voel asof daar geen verandering kom nie. Soms kan 'n mens selfs moed begin verloor. Maar juis hier herinner Paulus ons aan iets belangriks. Ons hoop lê nie in wat ons sien nie. Ons hoop lê in God. Selfs wanneer ons nie verstaan wat hy doen nie, selfs wanneer sy pad vir ons verborge lyk, God se liefde en genade is groter as wat ons kan begryp. En omdat dit so is, kan dit wat vir mense onmoontlik lyk, by God moontlik wees. Geen een van ons is immers gered omdat ons dit self kon regkry nie. Ons is gered deur die onverdiende genade van God. Dit beteken nie dat ons moet ophou bid vir mense nie. Dit beteken nie dat ons moet ophou om 'n voorbeeld te stel of ander in liefde aan te moedig nie. Maar dit beteken dat ons uiteindelik ons hoop nie op mense plaas nie, maar op God. En daarom kan ons, selfs in tye van onsekerheid en hartseer, saam met Paulus bly sing, aan God behoort die heerlikheid, nou en tot in alle ewigheid. Amen.